ek glo enige huwelik kan dit maak. Ek glo enige huwelik waar ten minstens of die man of die vrou 'n kind van die Here is, behoort dit te kan maak. En as jy in 'n posisie is waar jy en jou man of jy en jou vrou die Here dien, dan is daar eintlik geen rede hoekom julle dit nie behoort te kan maak nie. Nou, ek weet die huwelik is 'n verskriklike delikate plek. Ek en my vrou is nou 20 jaar getroud en ek sê vir die Here dankie. In die week het ek met Eras en Karina gepraat. Hulle was ook 20 jaar getroud en 20 jaar is eintlik so half 'n plekkie wat jy sê, "Yes, ons het dit gemaak." Ek weet nie waar het ons dit nou gemaak nie, maar ons het dit gemaak. En ek kan onthou in die begin toe ek en Tanya getroud is, kyk, die eerste 6 maande is honeymoon. En daarna dan kom jy agter, hoor jy maar ons verskil. En glo vir my, ek en my vrou verskil soos regtig baie. Sy is die happy-go-lucky, vriendelike vlinder wat rondgaan en niks kan haar pla nie. Ek is hierdie ernstige nors ou wat alles moet bestuur en micromanage. En so ons persoonlikhede verskil soveel dat dit natuurlik veroorsaak dat daar konflik is. En ek kan vir die Here net dankie sê dat ons het op 'n punt gekom waar ons mekaar aanvaar en waar ons kan saamwerk. En dis hoekom ek vanoggend met jou wil praat. Want sien, ek verstaan die huwelik is 'n delikate plek. Sien, jy trou en na 'n tydjie dan skielik boom, dan's daar babas. En niemand weet regtig waar hulle vandaan kom nie, maar hierdie babas is soos die hele wêreld vol. En dan party van julle het 2 babas en 3 babas en partykeer kom hulle sommer 2 op 'n slag of 3 op 'n slag en jy het hierdie babas en die probleem is, hierdie babas, hulle bly nie babas nie. Hierdie babas word later aan ouer, hulle word tieners. Nou tieners is 'n vreemde ding, want dis soos 'n volwassene, hulle wil volwassenes wees wanneer daar volwasse dinge gedoen word, maar hulle wil kinders wees wanneer daar kinderdinge gedoen word. Vat byvoorbeeld roomys. Wanneer daar roomys uitgedeel word vir die kinders, dan staan hulle in die ry. Maar wanneer die kar se sleutels gevra word, dan staan hulle ook in daai ry. So weet, dis 'n moeilike plek om te wees as tiener en so van kindertyd tot tienertyd is almal baie druk wat op die huwelik is. 'n Mens kom nou skielik agter jy moet kinders grootmaak en jou ma het anders te doen as jou maat se paale en skielik is hierdie konflik hierso en dan hierdie hele gesin moet iewers in 'n huis bly en hierdie huis kos geld. En dit maak nie saak of jy hier en of jy gekoop het nie. As daar 'n globe blaas of iets gebeur, die lewe gebeur, jy kom in, die huis is te mekaar en alles bou op. En dan hierdie gesin wat in hierdie huis bly, hulle moet nog in 'n kar ry. En so jy moet nog 'n kar koop op en die kar se bande moet vervang en alles bou op en bou op en bou op en dan die cherry op die koek. 'n midlife crisis. 'n midlife crisis is wanneer iemand nou op 'n punt kom, of die man of die vrou, gewoonlik die man, ek weet nie of dit regtig so is nie, en sê nee, maar nou is dit tyd, my lewe is besig om uit te loop, ek wil my droom uitleef, en dan doen hulle 'n finansiële belegging, wat dalk nou nie so slim was nie. Nou ek het 'n vriend, sy vrou sê, hy gaan elke kwartaal deur 'n midlife crisis, en want hy moet elke kwartaal iets anders koop om hom besig te hou. So okay, ek het dit, ons is getroud en die feit dat ek en my maat kinders van die Here is, maak dit nie noodwendig makliker nie. Ons moet deur dieselfde goed werk wat deur enige ander paartjie gaan en dis hoekom ek hierdie onderwerp het. Ek glo die huwelik kan die wonderlikste, beste plek wees wat daar moontlik kan wees. En ek en jy moet in gedagte hou dat dit ook die ander kant waar is. Die huwelik kan 'n diep gat van depressie wees wat sleg is, waar ek net wil uitkom. En dalk is dit jy vanoggend, en jy trek swaar en jou maat is dalk 'n kind van die Here of jou maat is dalk nie 'n kind van die Here nie. Ek wil vanoggend vir jou net sê, weet jy wat? Raak net 'n oomblik stil. En maak jou hart oop vir die Here, om te sê, Here, hoe kan ek hierdie huwelik doen, soos wat U dit wil hê? So, dalk is jou huwelik nie so bright, soos wat jy dit eintlik wil hê nie. En dalk is dit maar 'n bietjie stikken. Dan wil ek vir jou sê, jy is op die regte plek. Ek gaan vir jou vanoggend uitdaag, om die huwelik te doen, op die Here se manier. Die beste weergawe van jou huwelik, is wanneer jy dink oor jou huwelik, en doen in jou huwelik, soos wat die Here sê. En dis wat ek jou vanoggend wil uitdaag. So vanoggend gaan ek praat oor 5 sleutels van 'n gelukkige en 'n gesonde huwelik. Volgende week praat ek oor 7 waardes van 'n gelukkige en 'n gesonde gesin. So hier is 'n klein mini-reeks wat ons saamgegooi het. En dalk is jy nie getroud nie, en ek wil tog hê jy moet hierdie reeks saam doen, al is jy nie getroud nie, want dalk gaan jy iewers iemand ontmoet met wie jy wil trou, en dan het jy hierdie fondasie. En dalk het jy nie kinders nie, dit maak nie saak nie, want jy gaan tog belê in iemand anders se kinders, ons almal loop kinders raak. Maar voordat ek oor vandag se boodskap kan praat, moet ek eers 'n baie belangrike teksgedeelte met jou deel.
En dis in Efesiërs 5 vers 21. Nou voordat ek die teksvers lees, wil ek dalk net dit sê. Ek wil hê jy moet die hele hoofstuk 5 lees, vanaf vers 21 tot vers 33. Dit gaan oor die hele huwelik. Die eerste vers is 'n oorkoepelende vers, en dan praat hy eers met die vrouens, en dan praat hy met die mans. En hy gee baie pertinente opdrag vir die vrouens, en hy gee baie pertinente opdragte aan die mans. Nou, mans, jy mag nie die vrouens se gedeelte lees en vir hulle sê, sien, dis hoe jy moet wees nie. En vrouens, jy mag nie die man se gedeelte lees en vir jou man sê, dis hoe jy moet wees nie. Jy lees dit vir jouself en voor die Here ondersoek jou hart om te sê, Here, slaag ek aan dit wat U vir my gegee het. Maar ek wil net die eerste vers van daai gedeelte met jou deel, en dit sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So jy die vers al gehoor, maar het jy al gedink oor die vers? Het jy die vers weer gelees? As ek vir jou vra, wat staan daar? Weet jy wat daar staan? Want hierdie is belangrik. Hierdie is 'n groot sleutel tot vreugde en seën in jou huwelik. Kom ek kyk saam met jou. Die eerste belangrike ding wat ons hier oplet is, Paulus sê, julle moet aan mekaar onderdanig wees. Paulus sê, julle moet aan mekaar onderdanig wees. Nou, onderdanig is 'n baie sterk woord. Nou, kan ek net sê, in hierdie konteks van die huwelik, beteken om onderdanig te wees, om jouself vrywillig in nederigheid en liefde aan jou maat oor te gee. So wat Paulus hier vir my sê, Johan, jy moet jouself vrywillig in nederigheid en liefde vir jou maat oorgee. En onthou nou, ek wil nou hê, jy moet nou nie sê, jy moet jou vrou stamp of jou man stamp en sê, sien jy, dis wat daar staan nie. Nou praat hierdie vers met jou, en dit praat uitsluitlik met jou, al doen jou maat niks nie, dan gaan jy nou verduidelik hoekom. Want sien, baie keer sê ons, ja, maar ek sou dit kon doen as my maat 'n bietjie anders was. Maar dis nie wat die vers sê nie. Die vers sê nie, jou maat is die opskortende voorwaarde vir hierdie vers nie. Daar's iemand anders wat die opskortende voorwaarde is. En dis Jesus Christus. En wat sê die vers? Die vers sê, wees uit eerbied vir wie? Vir Jesus Christus aan jou maat onderdanig. So wat sê die vers? En hier is die ding wat ek wil hê, as jy alles vergeet, moet jy hierdie ding onthou. Wat hierdie vers eintlik sê? Paulus sê, omdat jy lief is vir Jesus, moet jy lief wees vir jou maat. Omdat jy lief is vir Jesus, moet jy onderdanig wees in jou maat. Omdat jy lief is vir Jesus, moet jy jouself totaal oorgee in nederigheid en in liefde aan jou maat. Dan kan ek nie eintlik sê, maar my maat kwalifiseer nie, want my maat is nie die kwalifiserende faktor nie. Jesus is die kwalifiserende faktor. En kom ek vra vir jou hierdie vraag, kwalifiseer Jesus in jou lewe? Ja, ja en weer ja. Met ander woorde, ek is lief vir Tanya. Nou hoor julle, my vrou verdien dit. My vrou verdien al die liefde wat ek vir haar kan gee en nog baie meer. En ek hoop jou maat is ook so en ek hoop jy voel so oor jou maat. Maar sy is nie die kwalifiserende faktor nie. Jesus is. Ek moet lief wees vir Tanya omdat ek eers lief is vir Jesus. En as ek dit so daarna kyk, as ek sê luister, my maat moet al hierdie goedheid van my geniet, nie omdat hy of sy dit verdien nie, maar omdat ek lief is vir Jesus. Dan skielik is dit 'n hele nuwe ballgame. Met ander woorde, ek kyk anders na die lewe. Ek kyk anders na die huwelik. Nou met dit in gedagte. Ons kyk na die 5 sleutels van 'n gelukkige en 'n gesonde huwelik en dis my wonderlike voorreg om met jou te kan praat oor die huwelik. En ek kan onthou toe ek 5 jaar of 6 jaar of 7 jaar getroud was, dit was my moeilik want jy voel my nou eintlik nog soos iemand wat my nog onlangs getroud is. Maar ek moet vir jou sê, ek dink ek en Tanya het ons 7 sakke sout ook al opgesleep. Wel, sy het eintlik dit opgeëet. Ek het nie so baie geëet nie. Sy's 'n wonderlike vrou en ek hoop my vrou kyk. So dis die een ding. En as jy nie getroud is nie, wil ek jy moet luister. En die ander belangrike opmerking wat ek wil maak is, en dit is, as jy hier sit en aan die einde van die boodskap besef jy, dinge is nie reg nie en jy kan nie alleen oor daai hekkie kom nie, dan wil ek jy moet vir Domie Chris kom sien en met hom kom praat. Hy het 'n span mense met wie jy kan gesels wat vir jou kan help om deur hierdie ding te kom. Moenie 'n stikkende ding stikkend los nie. Stikkende goed maak dit self nie reg nie. Maak nie saak hoe lank jy dit los nie. Stikkende goed, as jy dit los, degradeer net meer en meer oor tyd. Nou, hier is die Here se hart vir jou huwelik. En ek glo dis die Here se hart vir jou huwelik. Die Here praat deur die profeet Jeremia met sy volk en die Here sê, luister, ek het hierdie ideale vir julle. Ek het hierdie goed wat ek opgewonde is oor julle. Maar julle kies die hele tyd die verkeerde pad. Julle kies die hele tyd die pad waar julle gaan seer kry. En jy kies die pad om jou kop te stamp. Hou op om daai pad te kies. Kies die pad van seën. En dan sê hy in Jeremia 29 vers 11. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee.
ek wil vir jou 'n verwagting gee. Nou kom ons dink net vir 'n oomblik oor daai vers. Dis as te ware, en ek glo dis van toepassing op ons huwelik. Die Here beplan vir ons 'n goeie huwelik. Maar ek moenie aanhou die verkeerde pad kies nie. Ek moenie aanhou kies om my kop te gaan stamp nie. Ons het nou klaar Efesiërs 5 vers 21 gelees, te sien, hier is hoe ek myself moet programmeer om te dink oor my huwelik. Ek moet so optree in my huwelik, nie omdat my maat iets van my verdien of nie verdien nie, maar omdat ek lief is vir die Here. As ek dit al klaar doen, en ek sê vir myself, maar hierdie is 'n pad van seën, dan stap ek daai pad met volharding en met opgewondenheid, en ek gee die beste van myself vir my maat, nie omdat ek iets terug verwag nie, maar omdat ek eers lief is vir Jesus. Ek hoop dit maak sin. Nou, Genesis 2 vers 18 tot 21 tot 24. Kom ons gaan terug na die begin, die eerste huwelik op aarde, Adam en Eva. So ons lees in vers 18, verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Nou gaan ons 'n paar verse verby, ek sal dit nou verduidelik. Vers 21 sê toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek op met vleis, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Vers 23. Toe sê die mens, wow, ek kan my oë nie glo nie. Dis daarom die wonderlikste ding wat ek in my lewe gesien het. Okay, kom ons bly by die teks. Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. Dis maar eintlik wat hy daar gesê het. Vers 24, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. So, hier is die ding. Die huwelik is deur God ingestel, en ek weet toe die dag toe jy getrou het hulle huweliksregister daar gesit, en 2 getuies moes by gewees het, julle moes geteken het, die 2 getuies moes teken dat julle daar geteken het, en dit was 'n wonderlike dag, iemand het binnelandse sake toe gegaan om julle huwelik te gaan registreer, en geluk, julle is getroud. Maar, alhoewel ons deur die register en deur die regering ons huwelike registreer, wil ek hê, moet mooi verstaan, die huwelik is nie deur ons regering ingestel nie, dis deur ons God ingestel in die tuin van Eden. So, hier's wat die Here doen. En as jy Genesis 1 tot 2 gelees het, dan kom jy dit vinnig agter. So die Here maak vir Adam, en die Here kyk na Adam, en dis die vers wat ons gemis het, en hy sê vir Adam, hy sê, dis nie goed dat Adam alleen is nie, ons moet 'n plan maak. En die Here bring al die diere na Adam toe. Nou vroeër het hy al die diere gemaak, mannetjie, wyfie, mannetjie, wyfie, mannetjie, wyfie, mannetjie, wyfie, jy het dit, en hulle geseën en gesê, wees vrugbaar. So toe kom al hierdie diere na Adam toe, en ek hou daarvan om hierdie storie te vertel, ek vertel dit gewoonlik op troue ook, en jy kan sien, daar was nie 'n vrou gewees nie, weet ek dit, want as jy kyk at die gehalte van die name wat uitgekom het, krokodil, volstruis, renoster, daar was nie 'n vrou naby, en die totale lack of feminine touch skreeu in hemele. En so hier is Adam, en hy sien, hoor jy, hier's 'n hennetjie, hier's 'n haantjie, hier's 'n ooi en 'n ek het nie opgelet daai dag in die Afrikaanse klas nie. Maar in geval, en aan die einde van die dag toe lees ons, en Adam het nie iemand gekry wat saam met hom kan wees nie. Hy het nie 'n maatjie gekry nie, hy het nie iemand sy gelyke gekry nie, hy het nie 'n helper gekry nie, maar die Here het dit as prys gedoen. Die Here het juis al die diere na hom toe gebring, dat Adam kan sien hy's alleen, dat hy nie 'n maatjie het nie. Almal het maatjies, hy het nie 'n maatjie nie. En daar, toe die oomblik toe dit is asof die Here die beste vir laaste los. Nou, ek sit hier met 2 jong manne in die ateljee, ene met die naam Chris en ene met die naam Rian. Chris, hoe lank is jy nou getroud? 11 maande. 11 maande. Rian, hoe lank is jy nou getroud? 3 maande en 'n week en 'n half. 3 maande en 'n week en 'n half. Of is dit 3 jaar? Ek wou net sê, something's wrong here. So, hier is julle kans om op te vang. Stem julle saam, dat saam met Adam, het die Here die beste vir laaste gehou. Chris? Yes. Jy en Rian? Ja, so die Here het die beste, ek kan ook daarmee saamstem. Die Here het die beste vir laaste gebring. Toe Eva opdaag, was regtig sy woord. Hy het net gekyk en gesê, "Wow, we." Ek het al die ander goed ook gesê, maar hy het gesê, "Wow, we." En dan sien ons dat Adam was bedoel, hy moet sy vader en moeder verlaat. Dit beteken hy moet sy eie autoriteit hê in sy eie gesin en hy moet sy eie potjie graaf. En dis 'n belangrike deel, maar dit doen ons ook in voorhuwelikse berading. So hier's 'n kans vir advertensie vir botter en wors. As jy nog nie botter en wors gedoen het nie, jy beplan om te trou, maak kontak met die kerkkantoor. Ons doen graag botter en wors met jou. Nou, Jesus sê op 'n plek, jou ja met jou ja wees en jou nee met jou nee wees. Jy moenie beloof, jy moenie beloftes maak in die hemel of op die aarde, wat ook al nie. Maar in Maleagi 2 vers 14 sien ons een uitsondering. En dit is waar God sê, ek was teenwoordig gewees toe jy trou beloof het aan jou vrou. Die vrou van jou jeug, sê dit daarso. Ek was daar toe jy beloof het jy sal getrou bly. En daar sien ons dat die Here goedkeuring gee
aan daardie belofte. Daardie belofte wat tussen die man en die vrou gemaak word, ek wil hê ek en jy moet jouself so programmeer, die Here was daar daai dag, toe ek daai belofte gemaak het aan my man, toe ek daardie belofte gemaak het aan my vrou, en hy het sy goedkeuring daarop gesit. Met ander woorde, die Here het julle huwelik daardie dag geseën, soos Jeremia 29 vers 11, die Here se seën rus klaar op julle huwelik. Die ding is net, ek moet nou myself kry, dat ek nie die pad loop waar ek my kop bly stamp, en die hele tyd die foute maak nie. Ek moet my lewe rig om volgens die woord te leef. So, kom ons kyk. Without further ado, kom ons doen die 5 sleutels van 'n gelukkige en 'n gesonde huwelik. As jy raamwerk het, wil ek jy moet neerskryf. Die eerste sleutel is kommunikasie. Kommunikasie, kommunikasie, kommunikasie. Hou die kommunikasiekanale oop. Sien, enige iemand wat langer as 5 jaar getroud is, sal weet dat kommunikasie is geweldig belangrik in die huwelik. Daar's 'n ou idioom wat sê 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. Maar daai idioom werk andersom ook. En dis baie keer so wanneer jy langer getroud is. 'n Halwe woord het beslis ook 'n goeie begrip nodig. Nou dink 'n bietjie oor daai ene. Efesiërs 4 vers 26 sê, as julle kwaad word, want ons gaan partykeer kwaad raak, as julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Nou vers 27 gaan dan verder en sê, moenie die duiwel vat kans gee nie. Nou ek het gehoor van 'n predikant wat gepreek het en die man en die vrou het voor hom gestaan, was 'n jong paartjie, die man en vrou, pragtige jong man en 'n dametjie en hy praat daar met hulle en hy's besig om met hulle te preek en hy preek oor hierdie vers en hy sê vir hulle, julle mag nie kwaad gaan slaap nie. Die ou vertaling sê nog, jy mag nie kwaad gaan slaap nie. En hierdie paartjie het dit so ernstig opgeneem, hulle het een keer vir 3 weke lank nie gaan slaap nie. Nou, dis vir my nou net 'n grappietjie. Ek hoop jy het gelag daarvoor. Maar die punt is baie duidelik. Die punt is baie duidelik. Ek moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Ek moenie bed toe gaan met 'n wrok in my hart nie. Nou, gaan alle konflik aan die einde van die dag opgelos wees? Nee, alle konflik gaan nie opgelos wees aan die einde van die dag. Elke keer nie. Maar ek kan kies om te sê, weet jy wat? Ons huwelik in die Here is groter as die konflik wat ons gehad het. Ons huwelik in Jesus is altyd groot. Maak nie saak watter konflik jy het nie. Maak nie saak watter gebrokenheid het jy in jou huwelik op hierdie stadium nie. Ons huwelik is belangriker as dit. En dis hoekom ons altyd kommunikasiekanale oop hou. Ek gaan nie in stil stype ingaan en my vrou of my man ignoreer vir 2 weke omdat hulle iets gesê het wat ek nou nie meer goedkeuring het nie. Ek hou die kommunikasiekanale altyd oop. My vrou moet weet, sy kan enige oomblik met my oor enige iets praat en net so my man ook. Kommunikasie. Want, sê Paulus, as jy daai kommunikasiekanaal afbreek, dan gee die duiwel vat kans. Hoekom? Want omdat ek en jy nie praat nie, nou kan die vyand allerlei goed in my kop inprint. En hoe meer goed in my kop insit, nou het ek 'n dialoog met jou en nou het die duiwel jou stem aangeneem en nou praat die duiwel in my kop met jou stem en nou verbeel ek my dis jy wat met my praat. Het jy al gesprekke gehad? Wat jy 'n gesprek het met jou vrou in jou kop? Wil jy 'n hele gesprek teen die tyd wat jy by haar kom, is jy al so kwaad oor alles wat sy gesê het wat sy nooit gesê het nie. Pas op daarvoor. Dis hoe die duiwel hou vaskry op jou huwelik. Hou die kommunikasiekanaal oop. Sleutel nommer 2, konsiderasie. Nou daar's debat in ons kantoor of dit werklik 'n Afrikaanse woord is. Maak nie saak nie, vir vandag is dit 'n Afrikaanse woord. Konsiderasie, konsidereer mekaar, julle is regtig anders. Soos ons het altyd gesê op skool met die kinderbediening as hulle sê, wakey wakey, eggs and bakey. Wel dalk is dit 'n verrassing vir jou. Partykeer is dit 'n verrassing hier rondom jou 2de, 3de jaar om agter te kom hoeveel julle werklik verskil. En dit is oukei. En ek gaan nou ietsie daar sê. Ons moet mekaar konsidereer. Ons is verskillend, ons het verskillende behoeftes, ons het verskillende ideale partykeer, ons het verskillende stokperdjies. En partykeer verskil ons so en ons moet mekaar in ag neem. Psalm 103 vers 14 sê, hy weet waarvan ons gemaak is, hy hou in gedagte dat ons net stof is. Dis Dawid se woorde. Dis eintlik pragtig wat Dawid iets sê van die Here se hart. Hy sê die Here weet maar wat ons substans is. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy weet waartoe ons in staat is en hy konsidereer ons. Hy verwag nie meer van ons as wat ek kan gee nie. Net so in die huwelik is dit 'n belangrike sleutel om ons huwelik te maak werk, is om my maat te konsidereer, om te sê, my liewe vrou, jy's anders as ek, dis oukei met my, ek is bly jy's anders, want hier's die ding, dis waarskynlik haar andersheid, of sy andersheid, wat jou getrek het. Jy het op 'n stadium na daai meisietjie gekyk en gesê, "Sjoe, wat is dit met hierdie meisietjie? Sy laat my hart so vinnig klop." En onthou jy die eerste keer toe jy aan haar hand gevas het, sy het so gebloos, onthou jy dit? Onthou jy dit toe jy aan haar hand vat en sy skrik amper en sy wil so ordentlik wees, maar sy wil ook so graag jou hand vashou. En kyk, julle is nou getroud. Hoe wonderlik is dit? Julle het iets reg gedoen en julle is getroud. Moenie daai
spesiaalheid net met die water laat afvloei nie. Hou dit so, en deel daarvan is om mekaar te konsidereer, om te sê ons is anders, en dit is oké. Konsidereer mekaar. Konsiderasie is wanneer ek weet my maat is anders as ek, en ek is oké daarmee. Konsiderasie is wanneer ek my maat se verskille waardeer en sien, maar daai andersheid is goed. Konsiderasie is wanneer ek kyk na my maat en ek laat toe dat haar of sy verskille my lewe verryk en ek laat toe dat my verskille my maat se lewe verryk. Dis hoe ons daarna moet kyk. Ons is volwassenes en ek dink, weet jy wat nie, ons kan partykeer so volwasse wees by ons werk en by ander plekke, maar in die huwelik is ons weer kinders. Dan wil ons net tantrums gooi. En ons moet ons harte bewaar om te sê, my maat is die belangrikste persoon in my lewe. En ek moet my maat so behandel. OK, nou kom ek by die moeilike ene. En dit is kompromie. Kompromie. Dis iets wat ons almal mee sukkel. Wanneer ek verkeerd is, hoop ek iemand sal dit met my doen, maar wanneer iemand anders verkeerd is dit iets wat ek nie graag met iemand anders doen. En hierdie is die gesegde wat ek nou wil sê. En hier wil ek, so of 2 wenners of 2 verloorders. Hou vas aan daai gedagte, ek gaan nou terugkom na dit toe. Kom ons kom net eers by die konsep van om 'n kompromie aan te gaan. Wie was die eerste persoon wat 'n kompromie moes aangaan? Wel, dit was God. Dit was God. God het in die tuin van Eden vir Adam gesê, Adam, as jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterf. En hy en Eva het van die boom geëet, en toe stuur die Here hulle uit die tuin uit. Maar hy het hulle nie laat sterf nie. Hoekom? Want God maak 'n kompromie. Maar dis nie al nie, hy het nie net daar 'n kompromie gemaak nie. Baie jare later, toe stuur hy sy seun Jesus Christus om in die kruis te sterf, om 'n kompromie te maak om 'n verlore wêreld te red. Hy sê, julle kon nie bykom om die wet te onderhou nie. Julle kon nie bykom om 'n heilige lewe konstant te lewe nie. So ek maak 'n kompromie. Ek kom af. Ek stuur my seun Jesus om in die kruis te sterf sodat jy gered kan word van jou sonde. En dan gee ek vir jou die Heilige Gees sodat jy nie in jou eie krag hoef oorwinning te kry nie. Ek gee vir jou die krag om in oorwinning te lewe. So God maak 'n kompromie. En hy steek sy hand uit en hy help ons. Ons moet daai voorbeeld volg in die huwelik. Ons moet kompromie aangaan. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê dit so mooi. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Nou, weer. Die huwelik het of 2 wenners of 2 verloorders. Daar's nie ek wen die argument en my vrou verloor dan en dan's ek 'n wenner en sy is 'n verloorder nie. Ons is albei of 'n wenner of ons albei verloor. En daai is 'n ingesteldheid wat ek moet hê om te besef, skielik gaan ek anders konflik hanteer in my huwelik. Skielik gaan ek makliker kompromieë maak want ek wil ook wen. Ek wil hê ons moet wen. Dis ons saam teenoor die probleem. Nie die probleem tussen ons en ons het wat hulle noem friendly fire. Ons val mekaar aan nie. So die liefde soek nie sy eie belang nie. Dit bring ons by die volgende een en dis koestering. Koestering is seker die lekkerste ene. En jy sal sien daar's die huwelik is nie hoekie vir eensames nie. Ek weet nie wie van julle onthou die keer. Hulle die naam verander die vroue keer. Ek kan onthou my ma 2 tydskrifte altyd gekoop, die Keer en die Huisgenoot. En in die keer op 'n stadium was daar hoekie vir eensames. Onthou julle die hoekie vir eensames? Nou wat jy kon doen is jy kon die adres agterkry en hoe die mense hulle name gekry het, weet ek nie. Byvoorbeeld, dis Soekie van Sekunda. Dan kan jy nou vir Soekie van Sekunda 'n briefie skryf, dan jy nou penmaatjies. Of Blommie van Bloemfontein, of Joanne van Johannesburg, of wat ook al dit is. Ek dink daai name was nie regtig gewees nie. Ek het vir 'n paar van daai mense briewe geskryf. Ek was nog op laerskool, maar niemand het ooit vir my teruggeskryf nie. Ek was nogal so hartseer daar. Maar hoekom sê ek dit? Die huwelik is nie hoekie vir eensames nie. Jy het 'n maat wat by jou is en jy moet werk aan daai. Jy moet werk aan daai verhouding en deel daarvan is koestering. Jy moet weet wat laat jou maatjie tik en jy moet jou maatjie laat tik, okay? Want die beste kans wat sy jou gaan laat tik of jy hom haar, nou het ek al die homme en hare die mekaar gaan laat tik, is jy eerste op die tafel sit wat jy het. En koester jou maatjie. Jy gaan doen Gary Chapman se 5 love languages. Gaan doen dit en vind uit wat jou maatjie se love languages is. Jy kan die toets gaan doen aanlyn is verniet. Gaan kyk en begin jou maat liefde wys sodat hulle liefde kan voel. Want kans is goed, jou eerste 2 of eerste 3 love languages verskil van jou maat se en jy is besig om vir jou maat te wys jy's lief vir hom of lief vir haar op die manier wat jy graag wil liefde ervaar en intussen mis jy jou maat heeltemal. Koestering is wanneer jy weet wat jou maatjie laat tik en jy laat jou maatjie tik. OK, ek hoop dit maak sin. Het jy geweet die woord bedwelm kom voor in die Afrikaanse Bybel? Het jy geweet? Rian, het jy geweet? Chris?
Het jy geweet? Bedwelm. Of Hooglied. Nee, in Spreuke. Hoor gou mooi. Ek wil nou jou naam in die Bybel sit, maar ek weet nie wat jou naam is nie. Maar Spreuke 4 vers 19 sê, geniet volheid van haar liefkosing. Laat dit jou derendheid bedwelm. Dis nie hoekie vir eensaam is nie. Ons praat hier van intimiteit. Ons praat hier van geniet. Luister, die Here het Adam en Eva, man en vrou gemaak, dat hulle mekaar moet geniet. Nou, ek weet ons dalk kykers wat sensitiewe ore het, so ek kan nie meer as dit sê nie. Maar jy kan hoor, hierdie is nie sommer net briewe skryf nie. Hierdie is regtig mekaar koester. Ek het 'n storie wat ek op elke troue vertel. Ek het hierdie storie wat ek op elke troue vertel en want dit het diep indruk op my gemaak. Ek kan onthou ek was 22 jaar oud, ek het net my troulisensie gehad en omdat Dominee Jakob blind is, kon hy nie troues doen nie, so ek het meeste van die troues doen. Hy kon preek, maar hy kon nie die lisensiewerk doen nie. En so het ek opgeëindig het ek baie van die troues self gedoen het ook. En ek het 3 man en vrou getrou. Hulle was albei in hulle middel 50s gewees op daai stadium. Die man se vrou het afgesterf, sy was siek vir lank gewees. En ek kan onthou ek ry eendag in Bloemfontein, so 6 maande na hulle troue, ry ek in Bloemfontein in die Breinstraat daar. En ek sien hier kom die vrou aangehardloop en ek sien die angs op haar gesig se hardloop. Sy sê, nee, en sy hardloop, nee, en sy arms in die lug en sy hardloop. En ek kyk, hoekom hardloop sy? En ek sien maar die oom jaag haar, hy jaag haar aan die straat af. En ek besef, hierdie twee het probleme. Hier's moeilikheid en ek gaan moet help. Nou, ek is 22 jaar, wat weet ek van huweliksberading? Maar ek kan onthou, net het regtig gebeur. Ek het my venster afgedra om te luister of ek kan hoor wat gaan aan. Nou ry ek so nader en hulle kom so aangehardloop. En die oomie haal die tannie in. En hy gryp haar. En hy druk haar op die sypaadjie en hy begin haar kielie en sy skree net, nee, los my. En ek is geskok. Ek kan onthou, ek het my kar in die eerste pad wat ek links kon draai, links gedraai en weer regs gedraai, dat hulle my nie moet sien nie. En ek het die kar gestop en ek het by myself gedink, wat het ek nou gesien? Weet jy sien, daar's sekere goedes, as jy dit eers gesien het, kan jy dit nooit weer onsien nie. Dit bly in jou verstand. Ek kan as ek my oë toemaak, sien ek nog hierdie prentjie afspeel in die Breinstraat. Ek kan onthou, die sypaadjies was nog so stowwerig geweest daarso, want in Bloemfontein groei niks nie. En toe ek daar stop en ek dink, nee man, hulle is gelukkig. Hulle geniet mekaar. En ek vertel elke keer op 'n troue hierdie storie en ek wil dit vandag vir jou ook vertel dat jy moet jou vrou geniet. Jy moet jou man geniet. Koester jou man, koester jou vrou. Asseblief nie op die sypaadjies nie. Nou, so die Here wil hê jou huwelik moet hou. En deel daarvan is koestering. En dit bring ons by die laaste belangrike sleutel. En dit is maak Jesus die middelpunt. Maak Jesus die middelpunt. Kolossense 3 vers 1 tot 2 is algemene raad vir algemene Christene, maar is soveel meer van toepassing in die huwelik. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Nou, ek het begin met hierdie gedagte, dalk dien jy die Here, maar jou maat doen nie. Okay, dit maak dit baie moeiliker. Maar solank een van julle twee die Here dien, is daar 'n kans. Jy kan dit maak werk. Jy kan 'n goeie huwelik hê. Natuurlik dit vat meer werk as net een van julle twee die Here dien. Maar as albei van julle die Here dien, as albei van julle kinders van die Here is en albei van julle het 'n getuienis dat julle Jesus Christus aangeneem het as verlosser, dan is daar geen rede hoekom julle huwelik nie kan werk nie. Nou, as jy nou nie 'n kind van die Here is nie, wel, dan is hierdie goed nou nie van toepassing op jou nie. Maar as jy 'n kind van die Here is, dan behoort jou huwelik nie aan jou nie. Dit behoort aan Jesus. En jy moet dit op Jesus se manier doen. En vir dit om reg te kry, moet jy onthou dat jy moet 'n oorgawe maak aan die Here. En partykeer is dit van nuut af op nuute toegawe, 'n oorgawe, 'n toewyding maak aan die Here. En dis dalk wat jy nou moet doen. Dalk het jy die hef in die hand gehad van jou eie huwelik en gesê, maar ek sal die huwelik bestuur. Ek sal besluit wat wanneer gebeur. En intussen het jy eintlik die huwelik afgevat van God se plan. Dan wil ek jou herinner aan Kolossense 3 vers 1 en 2 wat sê, ons moet ons aandag fokus op die dinge wat daar bo is waar Christus is, nie op die aarde nie. Want ons hoor baie mense praat, ek sal dit nie dalk nie, ek sal hom reg sê, ek sal haar dit doen, en dis niks van Jesus nie, ons niks van Jesus se hart in dit nie. Die vraag wat ek jou nou wil vra is, wys jy Jesus se hart vir jou maat? Selfs al kom daai maat van jou partykeer jou te na. Wys jy die hart van Jesus? Leef jy Jesus uit in jou maat? En onthou, ek vra nou nie vir jou hoe hanteer jou maat jou nie, want ons kan allerlei verskonings uitdink, maar wys jy Jesus vir jou maat soos wat Jesus dit van jou verwag? Wys jy God se liefde vir jou maat
soos wat God sy liefde vir jou wys. Ek het nog 'n illustrasie wat ek altyd op troues doen. En as hulle so staan en ek staan so voor, ek's besig om hulle te trou, dis 'n tipiese toneel, dan sal ek sien hulle hou hande vas. As hulle nie hande vashou nie, dan sê ek vir hulle hou hande vas. Dan hou hulle hande vas. Dan sal ek vir die vrou sê, luister, daai hand hoort nie in 'n ander man se hand nie. Dan sal ek vir die man sê, luister, daai hand hoort nie in 'n ander vrou se hand nie. En dan sal ek sê, julle het albei een oop hand. En ek wil nou hê as jy langs jou vrou sit of langs jou man sit, hou gou jou vrou of jou man se hand vas. Hou hulle hande vas. Nou, terwyl ons praat, doen dit nou. En dan wat jy doen is jy steek jou ander hand wat oop is op. En denkbeeldig sit jou hand in die Here se hand. Want dis waar jou hand moet wees. Ons hoor baie keer 'n huwelik is opgebreek deur 'n derde party. Maar daar's 'n derde party wat in jou huwelik wil wees. En dis Jesus Christus. En as hy in julle huwelik is, het julle huwelik die beste kans om die beste huwelik te kan wees wat daar moontlik kan wees. Hoe doen 'n mens dit? Wel, eerstens deur om opnuut 'n oorgawe te maak aan die Here as man en vrou en saam te bid. En luister, dalk bid jy en jou maat nie saam nie. Sê nee, maar ek kan nie saam met mense bid nie. So een persoon is saam met wie jy moet bid, is dit jou maat. En luister, as jy met jou maat kan praat oor Sewende Laan, as jy met jou maat kan praat oor karre, as jy met jou maat kan praat oor wat ook al jy praat, dan kan jy saam bid ook. En die duiwel het dalk vir jou gejok en gesê, jy kan nie bid nie, jy kan nie bid vir mense nie. En ek vra net, is dit dalk omdat jy glad in elk geval nie bid nie, dat jy sê ek kan nie vir mense bid nie? Begin om saam met jou maat, vir jou maat te bid. Begin om saam te bid. Vra die Here vir rigting vir julle huwelik. Gaan saam kerk toe. Doen saam Bybelstudie. Doen hierdie dinge saam en leef saam as gelowiges. Nou, hiermee sluit ek af. Dalk gaan jou huwelik deur 'n moeilike tyd. Ek weet nie, dalk gaan dit. En ek wil net vir jou sê, die Here wil vir jou help. Die Here wil vir jou help om te bou in jou huwelik. Die Here wil vir jou help. En as ten minste een van julle twee 'n kind van die Here is, dan kan dit werk. Dit kan werk. Maar as albei van julle kinders van die Here is, dan moet dit werk. Dis net, julle moet dit oorgee aan die Here. Nou, dalk sukkel julle en julle kort hulp. Bel die kantoor, maak 'n afspraak met Anneke. Laat kom sien vir Domie Chris. Domie Chris is 'n gekwalifiseerde pastorale beraader. Hy kan vir julle help. Dalk is jy huwelik stukkend. Hoekom dit nie nou oorgee vir die Here nie? Hoekom nie nou vir jou maat sê, kom ons gee hierdie oor vir die Here. Kom ons vat hande en ons bid. Dalk is julle deur 'n moeilike tyd. Lockdown was moeilik vir baie huwelike gewees. Vat jou maat se hand en sê, luister, ek wil vir jou bid. Die Here wil ons help om hierdie ding reg te stel. Dis my gebed vir julle. Ek wil vir jou huwelik bid. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Vader, baie dankie. Dankie vir die woord wat ook baie te sê het oor die huwelik. En Here, ons weet, U is die argitek van die huwelik. Ek kom vra, Here, dat U daar by die huis, wat U elkeen se harte ken, waar daar stikkende huwelike is, sal aanraak. Here, kom raak hulle aan dat hulle opnuut 'n oorgawe aan U sal maak. En sal sê, maar ek wil my huwelik doen volgens die oorspronklike manier, volgens God se manier. Kom seën vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sing die volgende lied saam met Kenneth en Karen. Die Here seën.